Goeienaand, liewe gelowiges. As die Here wil, vier ons DV oor die naweek van 3 tot 5 April Paasfees. Hierdie reeks aandgesprekke lei ons om vanuit die kruiswoorde van ons Here opnuut te fokus op die verlossingspad wat ons Here Jesus Christus vir brose sondaar mense geloop het. Ons predikante is besig om die kruiswoorde tydens die eredienste aan te raak. Die bedoeling is nou om dit met die aandgesprekke verder te neem tot persoonlike oordeenking en moontlik ook te gebruik as huisgodsdiens, veral vir ons gesinne met kinders ter voorbereiding van Paasfees. Daar is vir ons net 7 kruiswoorde van ons Here opgeteken. Dis genoeg. Ook aan die kruis praat hy net wat nodig is, wat hy moet praat, volmaak. 7 keer. Hoe minder gesê word, hoe meer kan geluister word. En tog is dit voldoende, omvattend vir alle mense in alle tye. Sterwenswoorde is in die verlede, toe mense nog aan huis binne gesinsverband gesterf het, gereeld opgeteken en met groot gesag aan die volgende geslag oorgedra. Sterwenswoorde is laaste woorde, dis gewigtige woorde, dis uit die hart woorde. Dis woorde wat gesê moet word en wat gehoor moet word en wat vertel moet word. Ons Here praat wanneer ons die getuienis van die verskillende evangeliste saamvoeg 7 keer. In Lukas 23 sê Jesus: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Volgens Lukas 23 vers 40 antwoord Jesus die rower aan die kruis: Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Johannes verwoord dat toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was en wat by haar gestaan het, het hy gesê: Daar is u seun. En daarna sê hy vir die disipel: Daar is jou moeder. Matteus verhaal dat teen 3 uur, toe dit donker was, het Jesus hard uitgeroep: Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is: my God, waarom het u my verlaat? En hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word, gesê: Ek is dors, skryf Johannes in hoofstuk 19. En net daarna, nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê: Dit is volbring. En dan volgens Lukas roep Jesus hard uit: Vader, in u hande gee ek my gees oor. Die kruiswoorde is bedoel vir alle mense. Daarom is daar geen ontydige of ontoepaslike tyd om die evangelie vanaf die kruishout op Golgotha te hoor nie. Jesus se woorde in sy sterwensuur is plaasvervangend uitgespreek. Dit is deel van sy lyding. Dit is lydingswoorde aan die kruis op pad na die ewige verlossing vir sondaar en doodgebore mense. Dit is daarom nie desperate afskeidswoorde van 'n mens wat op pad is na die dood toe nie. Nee, hierdie is deel van sy verlossingsplan. Dit is 'n verlossingswoord. Hy is deur die kruis op pad na die opstanding. En mag die lewende God wat deur sy gees hierdie woorde vir ons opgeteken het, hierdie woorde in ons gedagtes en harte lewend maak in die besondere omstandighede waarin ons tans verkeer. Wanneer ons woorde opraak, is daar die woorde van Jesus Christus aan die kruis. In kort, die kruiswoorde van Jesus is evangelie. Dit is goeie nuus vir sterwende mense, en daarom is dit goeie nuus vir ons almal. Vir my is die troostvolste van die woorde, as jy hulle op 1 bladsy neerskryf, die vorm waarin Jesus sy Vader aanspreek,
in die 3 woorde wat eintlik as gebede vir ons opgeteken is, naamlik die eerste, die 4de en die 7de kruiswoord. Hy begin deur hom as Vader aan te spreek. Deur sy lyding aan die kruis kom hy by die dieptepunt van sy lyding, wanneer hy hom as my God aanspreek, tog wel my God. Maar dan deur die lyding heen van godsverlatenheid. Daardeur kom hy by die laaste kruisgebed, waar hy sy lewe weer aan sy Vader oorgee. En juist daarom kan ek God as my Vader aanspreek. Goeienaand.